Oké julle, ons gaan aan met 2 Kronieke vanaf hoofstuk 19. Maar toe Josafat, die koning van Juda, behoue na sy huis in Jerusalem terugkom, het die siener Jehu, die seun van Hanani, uitgegaan hom tegemoet, en aan die koning Josafat gesê, moet 'n mens die goddelose help, en het u lief wat die hemelse Vader haat, daarom kom daar nou 'n toorn op u van die hemelse Vader. Tog is daar goeie dinge by u gevind, want u het heilige boomstamme uit die land uitgeroei en u hart daarop gerig om God te soek. En Josafat het in Jerusalem gewoon en hy het weer uitgegaan onder die volk van Berseba af tot by die gebergte van Efraim en hulle laat terugkeer tot die hemelse Vader, die God van hulle vaders. En hy het regters aangestel in die land, in al die versterkte stede van Juda, in elke stad. En hy het aan die regters gesê, kyk, wat julle doen, wat julle spreek, nie reg vir die mens nie, maar vir die hemelse Vader, en hy is by julle in die regspraak. Mag die skrik vir die hemelse Vader dan nou op julle wees, handel nou geset, want by die hemelse Vader onse God is geen onreg en partydigheid of aanneming van geskenke nie. En ook in Jerusalem het Josafat sommige van die leviete en van die priesters en van die familiehoofde uit Israel aangestel vir die gereg van die hemelse Vader en vir regsake, en hulle het in Jerusalem teruggekom. En hy het hulle bevel gegee en gesê, so moet julle handel in die vrees van die hemelse Vader, met getrouheid en met volkome hart. En by al die regsake wat voor julle kom vanweë julle broers wat in hulle stede woon, oor moord, oor wette en gebooie en insettinge en verordeninge, moet julle hulle waarsku sodat hulle nie skuldig maak teen die hemelse Vader en 'n toorn oor julle en oor julle broers kom nie. So moet julle dan handel, dat julle jul nie skuldig maak nie. En kyk, Amarja, die hoofpriester, is oor julle vir enige saak van die hemelse Vader. En Sebatja, die seun van Ismael, die bevelhebber van die huis van Juda, vir enige saak van die koning, en as opsigters staan die leviete tot julle beskikking. Julle moet sterk wees en dit doen. En mag die hemelse Vader met die goeies wees. Tot sover. Okay, hoofstuk 20. Oorwinning van Josafat oor die Moabiete en Ammoniete, einde van sy regering. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meoniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af, en kyk, hulle is al Hayesom Tamar. Dit is Egedi. Het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die hemelse Vader te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep, en Juda het byeengekom om van die hemelse Vader hulp te soek, en selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die hemelse Vader te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan, in die huis van die hemelse Vader, voor die nuwe voorhoof. En hy sê, hemelse Vader, God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie, en is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Het u, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitverdrywe nie, en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend gegee nie, en hulle het daarin gaan woon, en daarin vir u heiligdom tot eer van u naam gebou, met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swart straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en ons verlos.
En hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seer, onder wie u Israel nie toegestaan het om te trek by hulle koms uit Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom en ons uit die besittinge te verdrywe en u aan ons 'n eiendom te gee, of wat u aan ons 'n eiendom gegee het. Onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. En die hele Juda het voor die Hemelse Vader gestaan, en ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die Gees van die Hemelse Vader in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jeel, die seun van Matanja, die Leviet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat, so sê die Hemelse Vader aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op met die hoogte van Hasis, en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jereel. Julle hoef nie daarby nie te veg nie. Staan gereed, bly staan, en aanskou die redding van die Hemelse Vader by julle. Juda en Jerusalem, vrees nie, en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit, en die Hemelse Vader sal met julle wees. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Hemelse Vader neergeval, om die Hemelse Vader te aanbid. En die Leviete uit die kinders van die Kahatite en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Hemelse Vader, die God van Israel, met baie groot stem te prys. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Hemelse Vader, julle God. Dan sal julle bevestig word, glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Hemelse Vader sangers opgestel, wat in die heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek van die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Hemelse Vader, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Hemelse Vader 'n hinderlag opgestel teen die kinders van Ammon en Moab, en die mense van die gebergte Seer, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seer, om uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Seer klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom, en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond, en niemand het vrygeraak nie. Daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te samel, en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebyt, dat hulle dit nie kon wegdra nie, en hulle was 3 dae lank besig om die byt in te samel, want dit was groot. En op die 4de dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle die Hemelse Vader geloof. Daarom het hulle die plek Lofdal genoem, tot vandag toe. Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om, met Josafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem terug te gaan, want die Hemelse Vader het aan hulle vreugde verskaf oor hulle vyand. En hulle het Jerusalem ingetrek met harpe, sitters en trompette, en na die huis van die Hemelse Vader. En die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande, toe hulle hoor wat die Hemelse Vader teen die vyande van Israel gestry het. Verder het die koninkryk van Josafat gerus, en sy God het hom rondom rus verskaf.
En Josafat het oor Juda geregeer, hy was 35 jaar oud toe hy koning geword het, en 25 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Asuba, die dogter van Silhi. En hy het gewandel in die weg van sy vader Asa, en daar nie vanaf afgewyk nie, en het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie, die volk het nog nie hulle hart op God van hulle vaders gerig nie. En die verdere geskiedenis van Josafat, die vroeër en die latere, kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van Jehu, die seun van Hanani, en wat opgeneem is in die boek van die konings van Israel. Maar daarna het Josafat, die koning van Juda, 'n bondgenootskap aangegaan met Ahasia, die koning van Israel, wat goddeloos gehandel het, en hy het hom as bondgenoot geneem om skepe te bou om na Tarsus te vaar, en hulle het skepe gebou in Eson Geber. Maar Eliseur, die seun van Dodawa uit Maresa, het teen Josafat geprofeteer en gesê, omdat u 'n bondgenootskap met Ahasia aangegaan het, verbreek die Hemelse Vader u werk, en die skepe het skipbreek gelei, sodat hulle nie in staat was om na Tarsus te vaar nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 21, die goddelose Joram, koning van Juda. En Josafat het ontslaap met sy vaders en is begrawe by sy vader in die stad van Dawid. En sy seun Joram het in sy plek koning geword. En hy het broers gehad, seuns van Josafat, Asaria en Jeiel en Zacharia en Asarjeu en Michael en Safatja. Hulle was almal seuns van Josafat, die koning van Israel. En hulle vader het hulle baie geskenke gegee in silwer en goud en in kosbare saam met versterkte stede in Juda. Maar die koningskap het hy aan Joram gegee, want hy was die eerstgeborene. Maar toe Joram die koningskap van sy vader aanvaar het en homself versterk het, het hy al sy broers met die swaard vermoor en ook sommige van die owerstes van Israel. 32 jaar was Joram oud toe hy koning geword het, en hy het 8 jaar lang koning in Jerusalem. En hy het in die weg van die konings van Israel gewandel, soos die huis van Agab gedoen het, want hy het die dogter van Agab as vrou gehad, en het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader. Maar die Hemelse Vader wou die huis van Dawid nie vernietig nie, terwille van die verbond wat hy met Dawid gesluit het. En volgens sy belofte, om vir hom en sy seuns altyd 'n lam te gee. In sy dae het die Edomite van Juda afvallig geword, en 'n koning oor hulle aangestel. Daarom het Joram oorgetrek saam met die owerstes en al sy strydwaans, en toe hy hom in die nag klaar gemaak het, het hy die Edomite verslaan wat rondom hom was, en om die owerstes van die waans. So het die Edomite dan van Juda afvallig geword, tot vandag toe. In dieselfde tyd het Libna afvallig geword onder sy mag uit, want hy het die Hemelse Vader, die God van sy vaders, verlaat. Hy het ook die hoogtes op die berge van Juda gemaak, en die inwoners van Jerusalem laat hoereer en Juda verlei. Toe kom daar 'n brief van die profeet Elia by hom aan om te sê, so spreek die Hemelse Vader, die God van u vader Dawid, omdat u in die weë van u vader Josafat en in die weë van Asa, die koning van Juda, nie gewandel het nie, maar gewandel het in die weg van die konings van Israel en Juda en die inwoners van Jerusalem, laat hoereer het volgens die hoerery van die huis van Agab, en selfs u broers die huis van u vader vermoor het, wat beter was as u. Kyk, die Hemelse Vader sal 'n groot plaag stuur onder u volk en onder u seuns en onder u vroue en onder al u goed, en u self sal aan baie siektes ly, aan 'n siekte van u ingewande tot u ingewande vanweë die siekte uitkom, jare lank. Toe verwek die Hemelse Vader teen Joram die gees
van die Filistyne en van die Arabiere, wat langs aan die Kesiete is. En hulle het teen Juda opgetrek en dit verower, en al die goed weggevoer wat in die huis van die koning te vinde was, selfs ook sy seuns en sy vroue, sodat daar vir hom geen seun oorgebly het nie, behalwe Joas, die jongste van sy seuns. En na dit alles het die Hemelse Vader hom in sy ingewande aangetas met 'n siekte waar geen genesing voor was nie. En na enige tyd, naamlik teen die einde van die 2de jaar, het sy ingewande by sy siekte uitgekom, sodat hy onder ewige pyn gesterf het. En sy volk het vir hom geen wierook gemaak soos die brand vir sy vaders nie. Hy was 32 jaar oud toe hy koning geword het, en het 8 jaar in Jerusalem geregeer, en hy het heen gegaan sonder dat hulle hom terug verlang het. En hy is begrawe in die stad van Dawid, maar nie in die grafte van die konings nie. Tot sover. Hoofstuk 22. Ahasia, koning van Juda, word deur Jehu omgebring. Toe maak die inwoners van Jerusalem Ahasia sy jongste seun koning in sy plek, want die bende wat met die Arabiere in die laar gekom het, het al die oueres gedood, en Ahasia, die seun van Joram, die koning van Juda, het koning geword. 22 jaar was Ahasia oud toe hy koning geword het, en 1 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Atalia, die dogter van Omri. Hy het ook gewandel in die weë van die huis van Agab, want sy moeder was sy raadgeefster om goddeloos te handel. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, soos die huis van Agab, want hulle was sy raadgewers na die dood van sy vader, hom tot 'n verderf. Hy het ook volgens hulle raad gewandel, en met Joram, die seun van Agab, die koning van Israel, saamgetrek in die oorlog teen Hazael, die koning van Aram, by Ramot in Gilead. Maar die Arameërs het Joram gewond, en hy het teruggekom om vir hom in Jesreel te laat genees van die wonde wat hom toegebring is by Rama in die oorlog teen Hazael, die koning van Aram. En Ahasia, die seun van Joram, die koning van Juda, het afgekom om Joram, die seun van Agab, in Jesreel te besoek, want hy was siek. Maar die ondergang van Ahasia was van God, dat hy na Joram moes kom, en daar aangekom het hy saam met Joram uitgetrek teen Jehu, die seun van Nimsi, wat die Hemelse Vader gesalf het om die huis van Agab uit te roei. En toe Jehu die strafgerig voltrek aan die huis van Agab, het hy die owerstes van Juda en die seuns van die broers van Ahasia, die dienaars van Ahasia, aangetref en hulle gedood. Daarna het Ahasia gesoek en hulle het hom gevang, terwyl hy in Samaria weggekruip het, en hom na Jehu gebring. En hulle het hom gedood en hom begrawe, want hulle het gesê, hy is die seun van Josafat, wat die Hemelse Vader met sy hele hart gesoek het, en daar was niemand in die huis van Ahasia wat in staat was om te regeer nie. Die goddelose Atalia oorweldig die troon van Juda. Jojada, die priester, herstel die geslag van Dawid. Toe het Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun gedood was, het sy haar gereed gemaak en die hele koninklike geslag van die huis van Juda omgebring. Maar Josabat, die dogter van die koning, het Joas, die seun van Ahasia, geneem en hom gesteel onder die koning se seuns uit, wat gedood moes word, en hom en sy pleegmoeder in die beddekamer gebring. En Josabat, die dogter van koning Joram, die vrou van die priester Jojada, wat sy was die suster van Ahasia, het hom vir Atalia weggesteek, sodat sy hom nie gedood het nie. En hy was by hulle in die huis van God 6 jaar lank, verborge, terwyl Atalia die land geregeer het. Tot sover.
Maleagi hoofstuk 24, ek meen 23, ekskuus. Maar in die 7de jaar het Joda moed geskep en saam met hom in 'n verbond geneem, die owerstes oor 100, Asaria, die seun van Jeroham, en Ismael, die seun van Johanan, en Asaria, die seun van Obed, en Maseja, die seun van Adaja, en Elisafat, die seun van Sigri. En hulle het in Juda rondgetrek en die Leviete vergader uit al die stede van Juda en die familiehoofde van Israel, en hulle het na Jerusalem gekom. En die hele vergadering het in die huis van God met die koning 'n verbond gesluit. Toe sê hy vir hulle: "Kyk, die seun van die koning moet koning wees, soos die hemelse Vader oor die seuns van Dawid gespreek het. Dit moet julle doen. 'n derde deel van julle wat op die Sabbat inkom, van die priesters en leviete, moet drempelwagters wees. En 'n derde deel by die huis van die koning, en die derde deel by die fundamentpoort, en die hele volk in die voorhoewe van die huis van die hemelse Vader. Maar niemand mag in die huis van die hemelse Vader ingaan nie, behalwe die priesters en diensdoende leviete. Hulle mag ingaan, want hulle is heilig, maar die hele volk moet die verordeninge van die hemelse Vader hou. En die leviete moet rondom die koning gaan staan, elkeen met sy wapen in sy hand, en hy wat in die huis ingaan, moet gedood word, en julle moet by die koning wees, as hy in en as hy uitgaan. En die leviete en die hele Juda het gedoen net soos die priester Joda beveel het. Elkeen het sy manne geneem en op die Sabbat ingekom, saam met die wat op die Sabbat uitgaan, want die priester Joda het die afdelings nie ontslaan nie. En priester Joda het aan die owerstes oor 100 en die spiese en die klein skilde gegee, en die skilde van koning Dawid, wat in die huis van God was. En hy het al die manskappe opgestel, elkeen met sy wapen in sy hand, van die regterkant van die huis af tot aan die linkerkant van die huis, na die altaar en na die huis toe, by die koning rondom. Daarna het hulle die seun van die koning uitgebring, en aan hom die kroon en die getuienis oorgegee, en hulle het hom koning gemaak. En Jojada en sy seuns het hom gesalf en gesê: "Mag die koning lewe." En toe Atalia die stem van die mense hoor, wat toestroom en die koning toejuig, het sy na die volk in die huis van die hemelse Vader gekom. En toe sy die koning sien staan op sy verhoog by die ingang, en die owerstes en die trompetblasers by die koning, en dat die hele volk van die land bly is om op die trompette te blaas, en die sangers met die musiekinstrumente, terwyl hulle die teken gee om lof te sing, skeer Atalia haar klere en roep uit: "Verraad, verraad." Maar die priester Joda het die owerstes oor 100, die aanvoerders van die leer, uitgebring en aan hulle gesê: "Neem maar weg tussen die rye deur, en die wat agter haar aankom, moet met die swaard gedood word, want die priester het gesê: Julle mag haar nie in die huis van die hemelse Vader doodmaak nie. En julle het die hande aan haar geslaan, en sy het by die ingang van die perdepoort en die huis van die koning gekom, en daar het hulle haar gedood. En Jojada het die verbond gesluit tussen homself en die hele volk en die koning, dat hulle 'n volk van die hemelse Vader sou wees. Daarna het hulle die hele volk in die tempel van Baal ingegaan en dit afgebreek en sy altare en sy beelde stukkend geslaan. Matan, die priester van Baal, voor die altare gedood. Verder het Joda wagte aangestel in die huis van die hemelse Vader, onder leiding van die Levitiese priesters, wat Dawid ingedeel het vir die huis van die hemelse Vader, om die brandoffers van die hemelse Vader te bring, soos geskrywe is in die wet van Moses, met blydskap en gesang volgens die instelling van Dawid. En hy het die poortwagters aangestel by die poorte van die huis van die hemelse Vader, sodat niemand kon inkom wat in enige opsig onrein was nie. En hy het die owerstes oor 100 geneem, en die vername manne en die wat oor die volk geheers het, en die hele volk van die land, en hy het die koning uit die huis van die hemelse Vader afgebring. En hulle het deur die boonste poort
in die huis van die koning gekom, en die koning op die koningstroon laat sit, en die hele volk van die land was bly, en die stad rustig, maar hulle het Atalia met die swaard gedood. Tot sover. Okay, hoofstuk 24. Joas laat die tempel herstel, sy afgoderry na die dood van Jojada. Hy bring Sagaria om die lewe, omdat sy afgoderry bestraf het. Joas was 7 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Sibia uit Berseba. En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, al die dae van die priester Jojada. En Jojada het vir hom 2 vroue geneem, en hy het 'n vader geword van seuns en dogters. En daarna het Joas hom voorgeneem om die huis van die Hemelse Vader te herstel. Daarom het hy die priesters en die leviete versamel en aan hulle gesê, gaan uit na die stede van Juda en versamel geld uit die hele Israel, om van jaar tot jaar die huis van julle God te herstel, en julle moet gou maak met die saak, maar die leviete het nie gou gemaak nie. Toe roep die koning die hoofpriester Jojada en sê vir hom, waarom het jy nie gesorg dat die leviete uit Juda en uit Jerusalem die belasting van Moses, die knegt van die Hemelse Vader, en van die vergadering van Israel vir die tent van die getuienis ingebring nie? Want goddelose Atalia, haar seuns, het in die huis van God ingebreek en selfs die heilige gawes van die huis van die Hemelse Vader vir die Baals gebruik. Op bevel van die koning maak hulle toe 'n kus en sit dit buitekant by die poort van die huis van die Hemelse Vader neer. En hulle het uitgeroep in Juda en in Jerusalem om aan die Hemelse Vader die belasting wat Moses, die knegt van God op Israel in die woestyn gelê het, te bring. Toe was al die owerstes en die hele volk bly, en hulle het dit ingebring en in die kus gegooi, totdat hulle klaar was. En elke keer as hulle die kus deur die diens van die leviete by die wag van die koning bring, en hulle sien dat die geld baie is, kom die skrywer van die koning en die opsigter van die hoofpriester, en hulle maak die kus leeg en bring dit weer na sy plek terug. So het hulle van dag tot dag gedoen en die geld in menigte versamel. En die koning het Jojada het dit aan die uitvoerders van die werk aan die huis van die Hemelse Vader gegee. En dit het klipkappers en skrynwerkers gehuur om die huis van die Hemelse Vader te herstel. En ook yster en kopersmede om die huis van die Hemelse Vader te verbeter. En die uitvoerders van die werk was ywerig besig sodat die herstellingswerk deur hulle hand gevorder het. En hulle het 3 huise van God herstel. Hulle het die huis van God herstel volgens sy oorspronklike bouplan en dit reggemaak. En toe hulle klaar was, het hulle die oorige geld voor die koning en Jojada gebring. En hy het daarvan gereedskap laat maak vir die huis van die Hemelse Vader, diens- en offergereedskap en rookpanne en goue en silwer voorwerpe. En hulle was goed gedierig deur besig om brandoffers te bring in die huis van die Hemelse Vader, al die dae van Jojada. En Jojada het oud geword en was afgeleef en het gesterwe. Hy was 130 jaar oud toe hy gesterf het. En hy is begrawe in die stad van Dawid, by die konings, want hy het goed gedoen in Israel teenoor God sowel as teenoor sy huis. Maar na die dood van Jojada kom die owerstes van Juda en buig hulle voor die koning neer. Toe het die koning na hulle geluister en hulle het die huis van die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, verlaat en het die heilige boomstamme en afgode gedien. Toe kom daar 'n toorn oor Juda en Jerusalem weens hierdie skuld van hulle. En hy het profete onder hulle gestuur om hulle na die Hemelse Vader terug te bring. En die het hulle gewaarsku, maar hulle het nie gehoor nie. Toe het die gees van God, Sagaria, die seun en priester Jojada, vervul en voor die volk gaan staan en aan hulle gesê, so spreek God,
waarom oortree julle die gebooie van die Hemelse Vader en wil julle nie voorspoedig wees nie? Omdat julle die Hemelse Vader verlaat het, het hy julle verlaat. Daarop smee hulle 'n sameswering teen hom en stenig hom op bevel van die koning in die voorhof van die huis van die Hemelse Vader. En koning Joas het nie gedink aan die guns wat sy vader Jojada aan hom bewys het nie, en het sy seun vermoor. Maar toe die sterwe, het hy gesê, mag die Hemelse Vader dit sien en rekenskap vorder. En by die wisseling van die jaar, het die leer van Aram teen hom opgetrek, en hulle het Juda en Jerusalem aangekom, en al die volksowerstes onder die volk uitgeroei, en al hulle byt na koning van Damaskus gestuur. Alhoewel die leer van die Aram met geringe aantal manne gekom het, het die Hemelse Vader tog 'n baie groot leer in hulle hand gegee, omdat hulle die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, verlaat het, en hulle het die strafgerigte geoefen teen Joas, en toe hulle van hom wegtrek, want hulle het hom in 'n ewige pyn agtergelaat, smee sy dienaars 'n sameswering teen hom, vanweë die bloed van die seun van die priester Jojada, en hulle het hom op sy bed vermoor, sodat hy gesterf het, en hy is begrawe in die stad van Dawid, maar hulle het hom nie in die grafte van die konings begrawe nie, en dit is hulle wat teen hom saamgesweer het. Sabat, die seun van Simeat, die Ammonitiese, en Josabat, die seun van Simrit, die Moabitiese, en sy seuns en die baie godsprake teen hom, en die grondvesting van die huis van God. Kyk, dit is beskrywe in die uitleg van die boek van die konings, en sy seun Amasia het in sy plek koning geword. Tot sover.